Goeiemôre, goeiemiddag, goeienaand en welkom weer eens by Straatwys. En vandag wil ek met jou praat oor die onderwerp van miskien is manifestasie meer prakties as magies. Nou ek kyk die laaste ek nogal baie die nuus oor hierdie kommissies hier in Suid-Afrika wat gaan oor korrupsie en al hierdie dinge. En daar is sekuriteitswagte by betrokke en polisie en mense in range, mense in gevaarlike posisies en sekuriteitsmaatskappye. En dan lees jy dat baie van hulle is daar sprake van sluipmoorde en aanvalle en selfmoorde, ook van bedrog en verraad wat hulle gevoel het en ervaar het. Nou wat my tref, is hoe verbaas hulle klink wanneer hierdie goeters hulle tref, asof dit onverwags is, asof dit sommer net gebeur het. Maar kom ons wees eerlik, as jy jouself elke dag in die spervuur plaas, is jou kans goed om raak geskiet te word. Dis nie 'n vloek nie, dis nie magies of weird nie, dis realiteit. Dis soos 'n slangvanger wat deur 'n slang gepik word of 'n leeutemmer wat deur 'n leeu gebyt word. Ek kan nie regtig verbaas wees nie, want slange bly slange en leeu's bly leeu's. Nou draai ek die vraag so liggies na jou toe. Jy wat sê, ek wil my lewe anders hê, ek wil beter wees, ek wil rustiger wees, ek wil veiliger wees, ek wil meer vervullend leef, ek wil iemand spesiaal in my lewe hê, ek wil verlief wees, ek wil gelukkig wees. Nou wil ek jou vra, maar waar bevind jy jouself en met wie? Daar's 'n ou spreekwoord wat sê, meng jy met die semels en dan vreet die varke jou. En nog een wat sê, twee mense kan nie saamloop as hulle nie ten minste oor die rigting saamstem nie. Dis nie veroordelend nie, dis nie geestelik hoogdrawend nie, dis bloot hoe die lewe werk. Ons praat baie oor manifestasie, oor die feit dat ons aantrek, oor gebed en geloof en hoop en visualisering. En ja, ek glo vas, daar is 'n God wat dinge kan doen wat nie sin maak nie en buite die logiese realiteit is. My eie lewe is vol stories van genade, van deure wat oopgegaan het sonder dat ek eers geklop het of geweet het dat die deur daar is. Van goed wat ek ontvang het sonder dat ek dit verdien het of dit in plek gesit het. Want gebed is eg en geloof is kragtig en God kan verras. Maar hier is die eerlike vraag, hoeveel van my en jou verdwaaldheid het dalk minder te doen met straf van God of die realiteit van die wêreld of die feit dat die lewe hard is en meer te doen met waar ons onsself plant. As jy elke dag tussen chaos sit, moet jy nie verbaas wees as chaos jou vind nie. As jy elke dag met mense assosieer wat in een rigting leef, gaan jy saamloop, al het jy ander planne in jou kop en dink jy wat ook al en filosofeer jy wat ook al. Jy kan nie teen 200 km/h teen 'n paal vasjaag en bid dat die fisika jou moet ignoreer nie. Dis nie 'n gebrek aan geloof nie, dis gesonde verstand en realiteit. Manifestasie is nie net wat jy wens nie, dis ook waar jy staan, wie jy hoor, wat jy normaliseer in jou lewe, wat jy toelaat. God kan jou red uit die leeukuil uit, maar hoekom klim jy elke dag weer daarin? Miskien is die uitnodiging vandag nie om te sê, bid harder, of visualiseer beter, of manifesteer beter, maar eerder is beweeg op 'n wyser manier. Kies jou mense, kies jou ruimte, kies jou rigting, kies jou besluite, kies jou optrede. Nie alles wat gebeur is bonatuurlik nie. Party dinge is net 'n natuurlike gevolg van waar jy en tussen wie jy jouself bevind. En dis die goeie nuus, want dit beteken jy kan skuif, jy kan kies, jy kan loop, jy's in beheer van jou lewe, jy's ook op 'n manier in beheer van jou toekoms en die rigting waarin jy loop. So manifestasie begin dalk nie in die hemel nie, maar by jou eie voete en waar jy geplant is. Ek hoop jy 'n wonderlike dag en tot ons weer saam stap, mooi loop.